Goeiedag julle, wat 'n voorreg om weer saam met julle na te dink oor wie God is en waarmee hy besig is in elkeen van ons se lewens. Nou ek wonder of jy al ooit hierdie ervaring gehad het. Jy weet wat jy behoort te doen, maar jy hou so 'n bietjie terug. En dis nie omdat jy nie wil nie, maar dis omdat jy eerder wonder, wat as ek misluk? Joh, hierdie vraag, wat as ek nie goed genoeg is nie? Wat as iemand anderste dit beter kan doen? Dis nogal verlammend, is dit nie? En ek dink baie van ons leef daar en ervaar hierdie in ons lewens. Ons wag vir daai perfekte oomblik. Ons wag vir die perfekte plan, die perfekte geleentheid. Maar Paulus skryf iets wat my elke keer uitdaag. Eugene Peterson vertaal hierdie gedeelte in Galasiërs so. Hy sê, verken sorgvuldig wie jy is en die werk wat God aan jou gegee het. Gee jouself dan met oorgawe daaraan. Ek hou van hierdie gedagte. Gee jouself met oorgawe daaraan. Luister, nie halfhartig nie wanneer dit gerieflik is nie net wanneer jy seker is alles gaan baie mooi uitwerk nie, maar gee jouself met oorgawe. Terwyl ons hierdie week na die gelykenis van die muntstukke kyk, begin die prentjie al hoe mooier word. Die eienaar het nie die geld vir sy diensknegte gegee sodat hulle dit veilig moes gaan bære nie. Nee, hy het dit aan hulle toevertrou, omdat hy verwag het dat hulle iets daarmee gaan doen. Hulle moes dit gebruik, hulle moes dit ontwikkel, hulle moes dit laat groei. En ek wonder of ons nie soms dieselfde met ons geloof en die lewe wat die Here vir ons gegee het doen nie. Ons beskerm dit, ons bære dit weg, ons speel dit veilig, want ons is bang ons gaan droog maak. Dit terwyl God ons eintlik nooi om dit uit te leef en met vreugde. Hy nooi ons uit om die eerste stap te neem, om die eerste gesprek te begin, om iemand te dien, om jou gawes te gebruik, om getrou te wees, selfs wanneer niemand dit raak sien nie. Want dis juis hoe God gewoonlik werk. Hy doen buitengewone dinge deur gewone mense wat regtig maar net bereid is om die volgende tree in gehoorsaamheid te gee. Moenie wag totdat jy alles verstaan voordat jy begin nie. Begin met dit wat God reeds in jou hand kom plaas het. En gee jouself met oorgawe daaraan. Want getrouheid is selde iets groots wat een keer gebeur. Gewoonlik is dit maar baie klein oomblikke wat oor 'n lang tyd aanhou. En dit is presies hoe God mense vorm. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons nie net roep nie, maar dat U ons regtig toerus vir dit waartoe U ons roep. Dankie dat elkeen van ons se lewe op 'n klein manier deel is van die groot plan waarmee U besig is in hierdie wêreld. Mag ons sommer maar net weer vandag opnuut opgewonde wees oor die klein deel wat ons kan speel in hierdie groot plan van God. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van die Here ervaar, terwyl jy jouself met oorgawe gee aan dit wat God aan jou toevertrou het, en ontdek hoe hy besig is om iets moois deur jou lewe te herskep. Namens my en die hele beleefspan, mag julle 'n wonderlike dag hê.